Baie welkom, dis Goeie Vrydag en ons herdenk die kruisiging en die dood van Jesus Christus. So loop Jesus Jerusalem in. Dit het ons op Palm Sondag gehoor. Jesus dat hy instap hier by Markus 11 vers 10 en 11, sien ons dat hy die tempel gaan besoek. Hy wil gaan kyk hoe gaan dit by die kerk, by sy kerk, by die groot kerk. Wil hy gaan sien hoe dit gaan daar. En wat hy daar sien, het hom duidelik ontstel, want die volgende dag kom hy terug en hy vervloek 'n vyeboom en hy gooi die tafels van die duiwehandelaars op die tempelplein om. Dis eintlik 'n verhaal wat ons baie goed ken. En dan weet ons verder, ons leer verder, hoe Jesus uiteindelik in die tuin van Getsemane in gevangene geneem word, omdat Judas Iskariot, eintlik een van sy beste pelle, hom verraai. En hy word oorgelewer aan die Joodse raad, en daar word hy ondervra, en hulle vind hom skuldig daaraan, dat hy hulle en die koninkryk van daardie tyd verraai. Hy's 'n verraaier, is dit wat hulle van Jesus sê. So word Jesus dan nou voor Pontius Pilatus gebring, en Pontius Pilatus is nie seker of Jesus regtig skuldig is aan al hierdie goed wat hulle hom van beskuldig nie. En hy vra vir die skare, hy vra vir al hierdie mense, vra hy, wie wil julle laat kruisig? Jesus Barabbas of Jesus wat die koning van die Jode genoem word? En die skare skreeu, Jesus die koning van die Jode. Pontius Pilatus vat 'n bakkie water en hy was sy hande in onskuld oor die dood van Jesus Christus. So word Jesus gegesel, hy word geslaan met swepe, vasgemaak aan sy eie kruis wat hy moet dra, die berg Golgotha op. En daar op Golgotha, ongeveer 9:00 die oggend, word Jesus gekruisig. Hy staan en hy hang aan hierdie kruis en hy sê, Eloi, Eloi, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Partykeer voel ons ook so, my God, waarom het U my verlaat? En Jesus hang daar aan die kruis en uiteindelik sterf Jesus. Die laaste woorde van Jesus aan die kruis is, dit is volbring, my God, aan U gee ek my gees oor. Ek wonder as Jesus nou vandag in 'n moderne tyd moes lewe en God drie-enig Vader, Seun en Heilige Gees vir ons 'n TikTok video moes maak en vir ons sê hoe lief hy ons werklik het. Wat hierdie kruis gebeur en dit wat aan die kruis gebeur het eintlik vir God beteken het, dan sou dit dalk die volgende gewees het. I ain't working for me. I'm working for them. I got 4 full-time jobs for them. It's so that when I'm done, I want you all to just have remembered that somebody cared more about you than himself. And that I want you to care more about someone else than yourself. I will defend your honor until I die. I love all of you. This is what it is for me. This is the greatest moment I've ever had. I'm very proud to be your Dan wil ek jou as pappa, of jou as man, of jou as enkeling uitnooi om die laaste teksgedeelte dan nou te lees, Markus 15 vers 21 tot 41. Lees hom as geliefde saam of daar op jou eie, Markus 15 vers 21 tot 41. Jesus se kruisdood kom verlos ons, dit kom verlos ons van ons sonde, dit kom verlos ons van ons eie selfsug. Maar Jesus se kruisdood gaan ook oor baie meer. Dis 'n Jesus wat gee, sy alles gee, sy hele lewe gee aan 'n kruis. En in hierdie gee moment roep Jesus ons op na 'n nuwe koninkryk. Hy nooi ons uit na 'n nuwe koninkryk wat ook gee, wat verander gee. Want sien, hier is die ding. As ons so by die kruis staan en Jesus se kruisdood gaan net oor ons persoonlike verlossing.
net sodat ons eendag hemel toe kan gaan, dan reduseer ons eintlik vir Jesus. Ons maak hom verklein hom tot 'n huisbak operateur. Dis net Jesus wat daar by die huisbak staan en vra of het jy die regte goed geglo en dan druk hy die knoppie sodat jy eendag kan hemel toe gaan. En Jesus is baie meer as dit. Hy nooi ons tot 'n koninkryk waarin God die enigste koning is, 'n koninkryk waar ons gee, waar ons liefhet, waar ons deel, waar ons omgee en 'n koninkryk waar daar vrede in is. Hierdie is 'n koninkryk van aksie. Dis 'n wêreld waarin ons hande en ons voete vuil kry. 'n Koninkryk waarin ons beweeg as disippels van Jesus. How much for the sweatpants? $5 a piece, they size extra large. I do 10 for the whole outfit. Would I be able to just give you my shoes in exchange for like sweatpants? I'll just give you a pair, man. The next time I see you, just look out for somebody. You sure? Yeah, what color you want? It doesn't matter. I'm just really cold. Yeah. Yeah, you cold here, man. That look good on you. Oh, you sure? Yeah, put it on. You don't need the pants? This is more than enough, dude. You sure? Yeah. Thank you. You struggling yourself? Yeah, I'm doing bad. I'm always doing bad. Why? I don't have no Minnesota State ID and I can't get no job. How much is an ID? It's been more than 5 years. I gotta start over and come with my birth certificate and my social security card. How much would it cost? I think it's like $26 for the birth certificate. So you don't have $26 or anything to get it? No. Oh, dude. I don't want to take this, man. I feel bad. You sure? Yeah, man. I thought you was cold. I am, dude, but I can't take it from you, seriously. Do you have a place to sleep? Well, I stay at the Mission. The homeless shelter? Yeah. University. Why'd you give this to me? Cause you cold. You said you was cold. You struggling there? No, I'll be all right. I mean, I got like $2 or $3. I'm not doing that bad. I can give me a Mountain Dew when I want. That's all that matters. You help people a lot? I got to. Everybody need help out here, man. Like, I can get you housing right now. You can come stay with me tonight at the Mission. I'm gonna be honest with you, man. I don't need housing. I have my own house. Man, how you cold out here? I was looking for somebody nice enough to help me. What's that? This is for you. You serious? Oh, man. Is you serious? I'm serious, man. You just gave me a bankroll. What's your name? Josh. Your name? My name's Durand. Hold on, let me give some of this money to somebody. What? Yeah, hold up. God bless you, man. Get you some gas. What's going on? We just blessing people. And he just gave me all this money. So since he gave me some, I gave you some. Well, I'm gonna take this as a blessing. Thank you. I want to get this back to you, brother. How you really keep it, man? No, dude, no. Sell it, please. Sell it. I love you, man. Love you, brother. You my man. Jy sien die kruis van Jesus Christus kom in volle krag wanneer ons sal besef, ja, Jesus is gebore en ons vier dit met Kerstyd en nou Goeie Vrydag, Jesus se kruisiging, sy dood en sy opstanding. Maar Jesus se kruisdood kom in volle krag wanneer ons besef dat Jesus geleef en geleer het. En dat hy vir ons 'n klompie waardesisteme kom leer het van hoe ons behoort te leef en hoe die koninkryk van God in ons en deur ons in hierdie wêreld sigbaar te behoort te word. Dis 'n koninkryk wat ons uitnooi na 'n moeilike taak, 'n taak van onvoorwaardelike liefde. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ons noem dit Goeie Vrydag, maar as ons met onsself regtig eerlik is, dan was daar niks goed aan daai dag nie.
Dit was 'n dag van pyn en 'n dag van geweld, 'n dag van onreg, 'n dag van baie dinge wat skeefloop, 'n dag waar goedheid seer kry. 'n Man onskuldig wat vasgespijker is aan 'n kruis. En die wêreld daarom het eintlik maar aangegaan asof daar niks verkeerd is nie, asof alles maar net normaal is. Jesus het nie net oor liefde gepraat nie, hy het dit geleef. Hy het saam met mense gestap, deur hulle siekte, deur hulle verlies, deur hulle gebrokenheid, en op die ou einde het hy self daarin gestap. Hy het nie weggeloop daarvan nie. Hy kon as hy wou. Hy kon regtig weggeloop het van die pyn, maar hy het nie. Hy het reguit in dit ingeloop. My God, waarom het U my verlaat? Dis nie net 'n mooi geloofsgebedjie nie. Dis rou, dis eerlik, dis menslik. Dis hoe dit klink wanneer iemand regtig seer is. En partykeer dan loop ons op hierdie spoor, soos wat Jesus geloop het. En ons loop op hierdie spoor wat ons lewe noem. En dit beteken nie dat daar nie klippe op die pad gaan wees nie. Daar gaan definitief klippe op jou pad wees. Daar gaan definitief klippe op Jesus se pad wees, baie. Maar die groot belofte is dat Jesus kom en dat hy hierdie klip met sy kruisdood van die spoor afrol. Baie mense dink die kruis gaan oor straf. Maar miskien gaan dit net oor ietsie dieper, iets baie dieper. Miskien wys die kruis vir ons juis dat God nie ver van ons pyn is nie, maar juis daar binne-in is. Nie bo die seer nie, maar weg daarvan, maar saam met ons daarin. Ons raak gewoon daaraan om swaar te dra, maar die kruis fluister. Jy, my kind, hoef nie alleen te dra. Do you really read the same book every day? Without fail. Will you read some to me? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures, leads me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ons almal dra iets. 'n seer wat dalk niemand van weet nie. 'n skuldgevoel oor dinge wat ons wens ons kon verander. En 'n skaamte, en dalk 'n klompie vrae wat jy nooit oor antwoorde kon kry nie. En party daar voel dit net te swaar. Wat Jesus kom doen. Sy strek sy hande oop in die kruis en hy help ons om te laat gaan. Jy kyk links van jou en alles lyk dieselfde. Jy kyk regs van jou en alles lyk dieselfde. Waar is die pad, waar is die weg? Verboureerd strompel ons deur hierdie lewe. Voor jou is daar nie 'n weg nie. Dis routines. Dis die geraas van die lewe wat ons doof gemaak het en ons blind gemaak het. Maar Jesus sien, hy sien die groter prentjie. Jesus is die weg. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en hy leer ons om mense van die weg te wees. En wanneer hierdie verhouding met God herstel, dan sien ons ook die groter prentjie. Dan sien ons dat ons gemaak is na sy beeld en dat ons uiteindelik kan blom as kinders van die weg, wat sigbaar is in hierdie wêreld, iets sigbaar van God se koninkryk en God se liefde, iets so beautiful, wat geen mens kan maak nie. Party daar voel jy dalk ook vuisfoos, jy weet nie wat kant toe nie, maar die oomblik wanneer ons in dankbaarheid begin lewe, dis wanneer ons iets mooi ontdek, dan ontdek ons dat eintlik maar niks aan ons behoort nie, dat alles aan God behoort en dat ons in volle vertroue en in volle oorgawe moet leef
soos kinders wat werklik vrygekoop is, en daarom doen ons goeie dinge. Ons doen nie sommer net goeie dinge omdat ons oulik wil wees of oulik wil lyk nie. Ons doen goeie dinge in hierdie wêreld uit dankbaarheid vir Jesus se kruisdood. Hey God, it's me again. I know I come to you asking you for a lot, but today, I just want to say thank you. I thank you for everything you've done for me and everything that you will continuously do. I'm so grateful for your love and support, Father. And I just want to say thank you. As die lig wat skyn en die duisternis kon dit nooit uitdoof nie. Dit beteken dat van daai dag af op Golgotha is daar 'n lig wat aanhoudend brand. Of ons dit wil hê of nie. Die Jesuslig brand vir ons almal. En die duisternis kon dit nooit uitdoof nie. Die duisternis kan nie jou lig uitdoof nie. God is die een wat die lig laat skyn en nuwe hoop bring. Daar waar jy partykeer hooploos voel, waar jy voel jy tas in die donker. Jy het geen klou wat om jou aangaan nie. Dis God die lig wat altyd skyn en hierdie duisternis kan hom glad nie uitdoof nie. Dis 'n lig wat skyn vir my en vir jou, vir nou en vir altyd. Dis die laaste maal en Jesus sit by sy beste vriende, sy beste pelle sit daar om die tafel. En Jesus kyk so vir hulle en hy weet, hier is iemand, en ek ken hom by die naam, wat hom aan die Joodse raad gaan oorlewer. Hy weet, hier is 'n verraaier. En dan hier is die ding, is Jesus sit en hy weet is Judas Iskariot, en ten spyte daarvan, ten spyte van die feit dat hy weet dat hierdie persoon hom groot leed gaan veroorsaak, 'n moeilike pad gaan veroorsaak, tot sy kruisdood, roep hy hom nie een keer uit nie, hy noem nie sy naam nie, hy verneder hom nie, want die kruis gaan oor vergifnis, die kruis gaan oor versoening, en die kruis daag ons uit na 'n liefde wat vir ons amper bo ons verstand is, om vir iemand nog steeds te sterf, vir iemand die nagmaal te bedien, ten spyte van die feit, dat hy die oorsaak gaan wees van sy groot leed. Sal ek of jy dit kan doen? Sal ons daar om die tafel kan staan en sê, neem eet, doen dit tot my nagedagtenis, neem drink, doen dit tot my nagedagtenis. Sou ek en jy vir Judas Iskariot die brood kon breek en die wyn kon skink? En dis die tipe onvoorwaardelike, diep, onselfsugtige liefde waartoe die kruis ons uitdaag, waartoe Jesus ons uitnooi. Dis 'n kruis wat versoening vra onder familielede, versoening onder vriende, vergifnis van mense wat jou die diepste seer gemaak het. Want wie kon tog ooit vir Jesus die dieper seer maak as dit? As jy nou by jou gesin is, manne, as jy alleen is by jou vrou, hoe dit ook al sê, en as jy enkeling is alleen, dan nooi ek jou nou uit om die nagmaal vir hulle te bedien. Breek die brood, neem eet, doen dit tot sy nagedagtenis. Neem die beker, drink en doen dit tot sy nagedagtenis. Kom ons bid saam. Here, hier is 'n ongelooflike klomp dankbaarheid. Amper 'n klomp gemengde gevoelens in ons harte, een van dankbaarheid en een van diepe pyn, soos wat ons hierdie pad amper saam met U loop en nie eers kan indink waardeur U ons gaan nie. Die vernedering en al die swaar wat U moes deurgaan. En dan sê U het ons geroep, U het ons elkeen op ons naam genoem en U is lief vir ons. Eintlik maar 'n wêreld vol vreemdelinge vir mekaar. En is ons gebed, Here, dat hierdie dag vir ons 'n goeie Vrydag sal wees, 'n Vrydag waarin ons weer mekaar sal raak sien. 'n Vrydag waar ons weer ons waardes sal vasmaak, ons waardes in U, en dat ons sal besef dat ons gestuurdes is van die weg. Here, dankie dat U vir ons so lief gehad het, dat ons eintlik maar partykeer self Judasse is, maar U ons nog steeds elke dag lief hê en ons nooit los nie, en 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad is. Here, help ons om U koninkryk en U liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. Help ons om met bietjie minder selfsug lief te hê.
Dit vra vir ons, Here, dat ons meer weerloos sal wees, dat ons onsself meer sal oopmaak. Dit vra vir ons baie. Maar ons weet, U het die Gees gestuur om onder ons te kom woon. Dankie. Ons loof U tot in ewigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here wat ons geskaap het, God ons Vader, Jesus Christus, ons Here wat ons verlos het en aan die kruis vir ons kom sterf het, dit wat ons gedenk vandag, en die werk van die Heilige Gees diep hier in jou hart, kom posvat en jou vry maak en jou vul met dankbaarheid as 'n verloste. Amen. Give me your problems, give me your pain, bring me your regrets, I'll take the blame. Bring me your sorrows, bring me your shame, I'll take your burdens and give you my name.